Goeiemôre. Jy luister na die 96ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is veerkragtigheid en trauma. Ek wil begin deur baie dankie te sê vir elkeen se boodskappe van waardering, dat julle met my deel wat die oggendoordenkings vir julle beteken. Dit het my die afgelope tyd opnuut laat besef hoeveel ontberinge mense deurmaak. Soms kry ek terugvoer dat families saam luister na die oordeenkings en dit hulle help om taal te vind vir waaroor hulle 'n lang tyd nie oor kon praat nie. Sommige mense deel dat die oordeenkings hulle gehelp het om te besef dat hulle nie abnormaal is nie, dat daar nie iets fout is met hulle nie, maar werklik nog deur die gevolge werk van die ontwrigting en skok wat trauma meegebring het. David Carr het 'n boek geskryf, Holy Resilience, The Bible's Traumatic Origins. Luister mooi na die twee woorde in die titel, resilience en trauma, veerkragtigheid en trauma. In die inleiding wys Carr daarop dat die meeste antieke tekste eenvoudig verlore gegaan het met die val van daardie koninkryke. Tog het dit nie met Israel gebeur nie, want toe hulle in ballingskap weggevoer is, toe hulle koninkryk tot 'n val gekom het, het 'n ontploffing van nuwe tekste daar plaasgevind, wat nie alleen die glorie dae van Dawid se ryk en Salomo se tempel vier nie, maar in die besonder ruimte gee aan die rou emosie van ballingskap, verlies, verwonding en ontredding. Ons vind in daardie tekste die oorlewing van gelowiges, deur hulle rouste emosies, trane en vrae tot God te rig. Inderdaad het 'n groot deel van die tekste van die Bybel ontstaan uit die bouvalle van die lewe. Dan herinner Carr ons aan die traumatiese oorsprong van die Christelike geloof. Die woord crucifixion is afgelei van die Latynse woord cruciare, martel. Die Romeinse geskiedskrywer Cicero verwys na die kruisiging van Jesus as summa supplicum, die mees ekstreme vorm van straf, en sê dat hy geen woord in hul taal kon vind om die werklike wreedheid daarvan te beskryf nie. En tog is die kruisdood en opstanding van Jesus die geboorteplek van ons geloof. Elke jaar vier ons, vir eeue reeds, in lydenstyd, die lyding waardeur Jesus gegaan het. Daar in die tuin van Getsemane, die emosionele oomblikke toe 'n vriend hom verraai het, Petrus hom verloon het, en alleen daar tussen tempels en paleise in die hande van maghebbers geval en hulle hom gemartel het, bespot het en uiteindelik wreedaardig vermoor het aan die kruis. Luister na die weeklaagtone van ons lydensliedere, waarin ons met mineerklanke die rou emosies uit ons harte sing. Dit wissel van diep dankbaarheid dat ons weet, God het ons nie in ons lyding en trauma versaak nie, en dat ons vir altyd kan weet dat in ons diepste nood sal ons nooit van God verlate wees nie, tot die rou belydenis van skuld dat ons, as ware self, ook skuld het aan die lyding van Christus en die lyding in hierdie wêreld. Ek wil juis gister se oordeenking in verband bring hiermee. Ek het gister gesê dat ons emosies dikwels sien as verleentheid of vyand. Ons probeer dit onderdruk of ontken. Ek sê probeer. Want vir onsself en vir God kan ons nooit jok of om die bos lei nie. Wat sou gebeur as ons emosies openlik en eerlik in die reine bring? God wat ons siel deurgrond en weet wat ons dink voordat ons dit dink, weet klaar wat dit is. So dit het geen sin om dit vir God te wil wegsteek nie. En vir myself, sal dit nou nie 'n grappie regverdig nie. Wie kan vir hulle self jok? Die rede waarom ek vanmôre verwys het na die boek van Carr, wat veerkragtigheid en trauma as sy boek se tema gekies het, is drieledig. Eerstens help dit ons om te begryp dat die Bybel 'n openhartige versameling van boeke is, wat die tema van trauma en lyding ernstig opneem, verwoord en uiteindelik op 'n gelowige manier verwerk. Tweedens, hoe eerlik en openhartig
Gelowiges hulle emosies teenoor God, teenoor mekaar en hulle self uitstort. En ek sien daarin 'n heilige toestemming om dieselfde te kan doen. Ons praat oor trauma primêr, maar dit sluit alle emosies in, ook die waaroor ons skaam is. Ek dink nie ons besef dit noodwendig terwyl ons die verhale lees nie, maar die openbaarmaking van die sondes en skandes van die Bybelkarakters is nie in die eerste plek daar om 'n les in geskiedenis te wees nie. Dit is daar om 'n les in die hede te wees. As jy dit nog nie so lees nie, hoop ek jy doen dit so gou as moontlik. Dit is geskryf sodat ons onsself daarin ontbloot sien. Dit is ons almal se storie. 'n Mens kan die storie van Adam en Eva lees as 'n historiese weergawe van gebeure. Maar 'n meer transformerende ervaring vind plaas wanneer jy dit ook sien as ons storie van die verwerping van 'n daaglikse wandeling met God, verruil vir daardie verleidelike mag wat opgesluit lê in alwetendheid. Dan begin die some van jou ambisies uitrafel en jy staan met jou vye blaartjie in die een hand om jou naaktheid te bedek en jou ander hand oor jou oë dat niemand jou herken nie. Derdens, die verhale van die Bybel vertel van die veerkragtigheid wat daarin opgesluit lê om eerlik teenoor God en jouself jou emosies te verwoord. Of dit nou lê in die trauma wat jy ervaar het en of dit is in die belydenis van jou eie sonde. Dit lê nie alleen in die verwoording daarvan in belydenisse nie in terme alleen van praatterapie nie, maar in diepere dimensies van rouklaag wat dinge insluit soos om jou klere te skeer, as op jou kop te gooi, te rouklaag, te huil, te kerm, te kla, rouklere aan te trek en selfs 'n publieke dimensie daarvan uit te maak. Ek is op, ek is klaar, ek is gedaan, ek kan nie meer nie. My lewe lê in skerwe, ek twyfel, ek voel verlate. Naomi het selfs haar naam verander na Mara. Noem my nie meer die lieflike nie, noem my bitterheid. En wat doen ons? Ons sit gremering op, trek ons mooi klere aan en gee voor dat alles pluis is. Ek beskuldig niemand nie. Ek wil jou nie verder verneder of beledig nie. Ek sê dit, want ons moet dit doen, omdat daar nie 'n plek in hierdie wêreld is, waar ons mag treur of hartseer is nie. O, wat 'n skande, dat jy tog maar 'n stukkie van jou swakheid sou vertoon. 'n Stukkie van jou broosheid, van jou hartseer of jou trane. Nee, bottel dit op. Dit is waarom depressie die siekte van ons tyd geword het. Daar is nie plek om ons harte uit te stort nie. Daarom vind ek dit diep gerusstellend, as ek op Sondagoggende sien dat onder 'n bepaalde lied, of 'n Bybelvoorlesing, of 'n preekgedeelte, mense is wie se emosies ontlaai word. Die diep gerusstellende vrede dat hulle maar mag huil, in woorde, in lied en in hulle liggame. Met heel dikwels net 'n hand op die skouer van iemand wat skuins agter hulle sit. 'n Hand wat sê, hier is jy veilig, hier mag jy huil, hier is plek vir hulle wat moeg en oorlaai is. Ek het gister 'n vraag ontvang oor hoe 'n mens jou emosies verwelkom en innooi, dit waaroor ek gister gepraat het. Ek het deels 'n antwoord vandag gegee in terme van die heilige toestemming daarvan, dat ons dit mag doen. Ek waardeer die vraag want ek dink dit is ontsaglik belangrik. Maar as dit die Here se wil is, sal ek maandag meer daaroor sê, want dit behels 'n diepere verduideliking. Gister en vandag se oordeenking vorm die basis daarvan. Nou aan die einde van hierdie week wil ek vir jou vra, wat neem jy uit hierdie week se oordeenkings met jou saam? En spesifiek, wat neem jy uit vanoggend se oordeenking met jou saam? Kom ons bid saam.
Here, dankie dat ons voor U ons maskers kan afhaal, ons gremering en ons mooi klere, dat ons selfs ons vye blaar kan laat val, waar ons naak voor U staan met ons trane, met ons rou, met ons skuld en ons skande en ons sonde. Dankie dat ons voor U kan kom, dat daar geen geheim vir U is nie, geen wegsteek emosies of ambisies, of dade of wat ook al nie. Ons kan net voor U wees, oop en eerlik. Ons vra, Here, dat U wat ons harte deurgrond, vir ons deur die Gees die woorde sal gee om te kan sê wie ons is, wat ons voel en wat ons voel ons verloor het. Here, dankie dat ons met ons rouklaag na U toe kan kom, in watter dimensies daarin ook al opgesluit lê, dat dit uit die diepste deel van ons wese kan kom, selfs met die asem uit ons siel. Here, ons bid vir mekaar in hierdie môre, dat U ons sal help, dat U ons sal bystaan en sal vertroos, dat U ons sal vergewe en ons sal heel maak. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. C.J. Langehoven het gesê, jou kind kan sy geleerdheid nog by die skool agterlaat. Sy opvoeding sal hom vergesel tot in die graf. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.